Ek roep na U, o God, maar U antwoord nie. Ek staan voor U, maar U sien my nie raak nie. U was genadeloos teenoor my. U vervolg my met U groot krag. U tel my op en laat die wind my wegwaai. U gooi my rond in die storm. Ek weet, U stuur my na die dood, die bestemming van alles wat leef. Maar steeds hou ek aan U vas. Alhoewel U ver voel, het ek die sekere wete dat U na my omsien en met my is. Dink tog aan my, o Here. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is die 7 kruiswoorde en ek lees dit graag vir u voor. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar is die seun, daar is jou moeder. My God, waarom het u my verlaat? Ek is dors. Dit is volbring. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Geliefdes, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Troue God en Hemelse Vader, Here, wanneer ons vanoggend so stil word, dan doen ons dit in nederige afhanklikheid. Here, en ons is gemaal en rondgegooi deur 'n klomp gedagtes die afgelope tyd en ook in hierdie lydingstyd waar ons weer eens bewus raak van wat U vir ons as mense gedoen het. Here, U genade wat U uitgestort het aan ons elkeen. U het die seun gegee om vir ons te sterf aan die kruis. Hy wat die bittere kruisweg moes gaan sodat ons kan lewe, sodat ons kan deel wees ook van die lewe wat voor lê. Here, as ons vanoggend so saam met ander kerke en saam met ander gelowiges stil raak, dan dank ons U, Here, te midde van ons hartseer en te midde van ons bekommernis en van ons moedeloosheid, weet ons ook, Here, dat U dit met elkeen van ons goed bedoel, en dat U steeds vir ons, U kinders lief is en lief bly. Bepaal ons gedagtes ook by U woord vanoggend, Here. Vat weg alles wat skeiding maak tussen ons en U. Ons dank U, Here, dat ons die sekere en vaste wete het dat U met ons is. Amen.
and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hoe swaar weeg woorde? Watter impak het die woorde wat ons gebruik? Is dit maar net iets abstrakt wat ons sê, maar soos klankgolwe wat net beweeg in die lewe? Watter waarde het woorde vir jou en ook vir my? Vir sommige is woorde dalk waardeloos. Vir sommiges is dit dalk maar min, en as 'n mens dit weeg, dan is dit nie eintlik veel op die weegskaal ook nie. Jy kan maar sê wat jy wil, en jy kan maar eintlik sê vir iemand wat jy wil en hoe jy wil. Dit maak nie regtig saak nie. Sekere mense gee nie eintlik om wat hulle sê nie. Vir ander mense aan die ander kant is woorde weer amper iets heilig.
Jy ken tog daardie mense, dalk iemand in die huisgesin of iemand in die familie wat dikwels maar stil is in 'n gesprek en selfs om die etenstafel ook, maar as hulle praat, dan luister 'n mens. Hulle gebruik hulle woorde bitter min en baie versigtig. Woorde weeg vir hulle baie. My geliefdes, die afgelope tyd het ek net weer eens agtergekom van watter impak het woorde. In hierdie tyd waarbinne ons onsself nou bevind met hierdie pandemie, kom ek agter dat sekere mense net sekere dinge sê, omdat hulle iets nou kan sê. Ons 'n klomp mense wat eintlik maar so 'n bietjie stil geraak het en terugtrek en baie versigtig met hulle woorde omgaan. Liefdes, dink dalk 'n bietjie na in die lewe oor die effek van wat woorde al op u gehad het. In die negatiewe sin dalk 'n persoon wat dalk al vir iets gesê het, hoe dit u laat voel het. Wat gebeur het daarna en hoe jy eintlik gekrenk is in jouself. Aan die ander kant, dink aan die bemoedigende woorde wat u al ook gehoor het. Dink aan wat dit vir u beteken het. Jy het dit al genoem in 'n vorige keer en gesê hoeveel die woorde van 'n ouer, van jou eggenoot, van jou kind, van 'n ma of 'n pa beteken. Liefdes, elke woord wat Jesus gesê het, is ook geweeg. En elke keer as Jesus gepraat het in die evangelies, tot waar hy hier aan die kruis kom hang, die fariseërs en die mense wat rondom hom gestap het, selfs die disippels ook elke keer gewonder, maar wat sê hy nou? Wat bedoel hy nou? Liefdes, as mense wat ook die Bybel lees as gelowiges, meet ons ook dikwels Jesus se woorde en wil ons bepaal wat hy vir ons sê. Ons interpreteer dit. Ons probeer vir onsself daaruit sin maak. Vanoggend se fokus uit die skrifgedeeltes wat ons saam gelees het, gaan spesifiek oor die 7 kruiswoorde van Jesus. Baie bekend, die 7 kruiswoorde. En ek het tog gedink om dalk so kortliks oor elkeen iets met u te deel. Elke kruiswoord, elke frase het 'n spesifieke konnotasie gehad vir die mense van daardie tyd, maar ook vir ons as gelowiges vandag. Liefdes, die eerste kruiswoorde wat Jesus uiter, is Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Jesus dit aan die kruis uiter, dan moet ons dadelik 'n baie belangrike komponent hoor. Jesus wat daar aan die kruis hang, dink nie net aan homself nie, hy dink glad nie aan homself nie. Hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus wat dadelik daar aan die kruis sê dat hy vir u en vir my gekom het om ons te kom verlos, om ons te kom vergewe, om ons verhouding met God te herstel, om te breek met die sonde. Van die bekendste teoloog Niebuhr het gesê hoe aangrypend hierdie woorde is. Jesus dink hier aan ander, nie aan homself nie. Dit waarvoor hy gekom het, staan voorop. Hy bid nie vir homself nie. Hy bid nie vir hom wat eintlik maar homself daar vir die kruis kan wat afklim nie. Hy bid vir die mense wat daar rondom hom staan. Hy bid vir die wêreld. Wanneer hierdie bespotting en hierdie haat van mense 'n hoogtepunt bereik, dan kom God se liefde en dit reik veel hoër. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Veroordeel my, maar vergewe hulle.
Die tweede kruiswoorde wat Jesus sê is persoonlik vir my van die mooiste woorde en die moment raak ek dikwels in vasgevang as 'n gelowige waar die een misdadiger vir Jesus vra, dink tog aan my vandag, Here, as U in die koninkryk kom. Dan sê Jesus vir hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Liefdes, Jesus se laaste woorde is vol troos en belofte vir 'n sondaar wat dit nie verdien nie. 'n dief, 'n rower, 'n misdadiger wat hier langs hom hang. Jesus vergewe sonder voorwaardes, uit genade ontvang hy hom. En hy sê vir hom, jy gaan vandag saam met my in die paradys wees. Geliefdes, Jesus bring daarmee lewe. Die Vaderhuis, die vergifnis. Hy dink nie aan homself nie, maar in die oomblik van nood dink hy aan ander. Veel berusting moes hierdie woorde nie vir hierdie misdadiger gebring het. Op daardie moment in sy lewe, waar hy van almal verlore is en van almal weg is, hier langs Jesus hang, en dan die woorde kry, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Derde kruisigingswoorde, is waar Jesus sê, daar is die seun, daar is jou moeder. Jesus het nie net 'n belang by dit wat vir hom voorlê, sy Vaderhuis in die hemel nie, maar ook by die alledaagse lewe van mense, die klein dinge van mense se bestaan, die versorging hier en nou vir families. Liefdes, Jesus begryp ook dat die tydelike nie totaal en al onbelangrik is nie. Hoe ons nou omgaan met die mense rondom ons, met ons gesinne, met ons geliefdes, hoe die sosiale orde werk, hoe ons omsien na mekaar, ons mekaar versorg in nood, mekaar bystaan, baie, baie belangrik. En daarom, as Jesus die woorde dan sê, daar is u seun, daar is jou moeder, kom bevestig hy dit. Moeder en vir seun, pa en vir dogter, vir ouer en kind, julle is belangrik vir mekaar. Liefdes, en dan die woorde wat Jesus dan uitspreek aan die kruis in daai absolute verlatenheid, waar hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Dis die 4de kruiswoorde. Onverduidelikbaar, onvoorstelbaar. Hoe verskriklik moes dit nie wees nie, so moeilik dat ons dit nie kan begryp nie, dat ons dit nie in mensetaal kan sê nie, want ons verstaan nie hoe dit moet voel nie. Van mens en van God verlaat. Totale eensaamheid wat Jesus daar aan die kruis beleef. Die hoogtepunt van sondenood, om sonder God te wees. Jesus beleef dit, sodat ons nooit van God verlate sal wees nie. Hierdie onverstaanbare kruiswoord help ons om te weet dat dit nie nodig is om verlossing te verstaan. Al wat nodig is God se genade. Geliefdes, wanneer ons so daarvan bewus raak, dan kan dit nie anders as om ons eintlik verstom te laat. God se genade wat so genoeg is, dat hy ook sê, ek sal jou, my kind, nooit in die steek laat. Die 5de kruiswoorde sê iets van Jesus se menslikheid ook. As hy sê, ek is dors. Jesus wat hier op aarde
tussen mense en saam met mense rondbeweeg het, tegelijkertijd ten volle God, maar ook mens. Jesus wat ook hier sê, hy het 'n menslike behoefte, hy is dors. Vir ons, as gelowiges vandag, wanneer ons sê ons is dors, die fisiese dors, van ek wil iets drink, ek het nodig om nou dadelik my dors te les, en dalk die mooi simboliek, vir ons as gelowiges daar agter, na wat dors ons? As ons sê ons is dors ons na die woord van God, as ons op soek na daardie lewende water, om ook ons dors geles te kry deur God. Liefdes, en dan die twee laaste kruisigingswoorde. Die eerste ene wat die 6ste kruiswoorde is, dit is volbring. Dit is volbring. Ek sukkel om verby die uitroepteken te lees. Finaal, klaar. Oomblik is nou hier, wat ook al vooraf was, is nou volbring. Wat ook al hier moes gebeur het aan die kruis, Jesus wat daar gehang het, is nou klaar. Jesus wat sê, daar is nou redding vir u en vir my. Dikwels wil die wêreld ons oortuig dat agter hierdie uitspraak 'n vraagteken is, en nie 'n uitroepteken. Asof jy daarom ook nog iets anders moet doen om verlossing te kry, asof jy nog iets moet doen, asof ek nog iets moet sê. Maar hier wat baie belangrik is, dit is volbring, 'n uitroepteken. Alles is afgebreek. Die skeidingsmure, die gordyn het geskeur. U en ek het nou vrylik toegang tot God. Liefdes, dit is volbring. En dan die 7de kruiswoord. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hierdie is die Joodse aandgebed, wat die Jode dikwels gesê het, en wat die ouers vir hulle kinders ook geleer het. Met die woorde van hierdie aandgebed, as Jesus sterf, as hy dit sê, as dit op sy lippe is, besef hy dat in sy dood, hier tydens dit, kom lewer hy sy lewe af vir u en my, sodat ons mag lewe. Vader, in u hande gee ek my gees oor, want ek behoort van geboorte, by sterwe, en ook wat daarna kom, aan God alleen. En geliefdes, soos God, soos Jesus. Hy het in ons kom bly, deur sy gees. En hier, op hierdie moment waar ons stil staan in die kerklike jaar, by die toneel van die kruis, van die kruisiging, besef jy en ek opnuut vandag, ons kan niks doen. Niks wat jy en ek doen of sê, gaan enigstens 'n verskil maak aan 'n God wat vir ons elkeen lief is en lief bly. So lief, dat hy sy enigste seun gegee het, wat vir ons gesterf het, sodat ons mag lewe. En geliefdes, mag jy dit ook onthou vandag. Dat die woorde wat Jesus gesê het op aarde, en ook hier die 7 kruiswoorde, ook vir ons 'n klomp dinge kom vra vandag. Van hoe ons met woorde omgaan. Van wat spreek u en my woorde as gelowiges? Wat sê ons vir mekaar? Veel meer, hoe sê ons dit vir mekaar?
Mag u vandag onthou dat u God se kind is. Mag u vandag deeglik bewus raak van die feit dat Jesus vir u en vir my gesterf het. Mag u onthou dat sy Gees ons lei, ook in die tyd wat voor lê uit te sien, dat dit wat hy vir ons alreeds in plek gestel. En mag u en ek dit glo, en dit leef, en dit doen, en dit sê. As Jesus hierdie 7 kruiswoorde kom sê het, dan bevestig dit opnuut die eenvoudige feit, dat Jesus sy lewe vir u en vir my opgeoffer het. Dat die betekenis en die belangrikheid van hierdie spesifieke moment nooit vergeet mag word. En dat daar 'n vertrouensverhouding tussen Jesus en sy Vader is, en dat hierdie verhouding, God wat sy seun vir die wêreld gegee het, om vir ons te sterf, ook vir ons 'n verhouding saam met hom bewerkstellig het. Ek wil tog weer hoor, dat u moet hoor wat hierdie 7 kruiswoorde is, en hoe ek dit amper so in my eie woorde probeer opsom het. Die eerste ene, vergewe elkeen. Vergewe elkeen wat al iets in jou gesê het, of iets aan jou gedoen het, want dit is die voorbeeld wat Jesus aan ons gestel het. Onvoorwaardelik te vergewe. Die tweede kruisigingswoorde, help en bemoedig mekaar. Elke dag. Mense wat hartseer beleef, mense na wie toe ons kan uitreik, mense vir wie ons kan omgee, mense wat trauma beleef. Help en bemoedig mekaar. Die derde ene, wees ten alle tye bereid om na die wat die naaste aan jou is, jou familie en jou gesin, jou geloofsfamilie, uit te reik en om te sien. Terwyl jy nog kan, elke dag. Vierde ene, wat sê, rig jou moeilikste vrae aan God. Hy wat jou nooit verlaat nie, want ons probeer altyd vir God eerste in moeilike situasies, ons probeer altyd verstaan wat God aan ons nou doen. Hê die vaste en sekere wete dat God altyd daar is. En jy is nooit van hom verlate nie. En dan die 5de ene, wees menslik en eerlik genoeg om ook te erken dat jy mens is. Feilbaar, broos, partykeer swak ook. Want dit is juist as jy op jou swakste is, dat God op sy sterkste is. En die laaste 2, ek vir u wil opsom so in my eie woorde. Kruisigingswoorde 6 en 7. 6, wees verseker, daar is vir alles 'n doel. Want alhoewel hierdie lewe tot 'n einde kom, is daar vir ons as gelowiges iets anders waarna ons bly sien, 'n ander perspektief, 'n lewe saam met God. En ten slotte, erken jou menslike swakheid. Erken daardie feilbaarheid en gee dan jou hele lewe. Gee dan alles oor aan God en weet dat hy jou veilig vashou in sy hande. Mag hierdie 7 kruisigingswoorde u elke dag troos. Mag u dit elke dag onthou. Mag ons ook vandag, in ons goeie Vrydag, daarmee moeite maak om daaroor te besin. Amen. Dus kom ons dit net so, en dan bid ons saam. Here, ons Here, as ons vanoggend so stil word, dan erken ons Here dat ons maar dikwels 'n klomp dinge sê, 'n klomp dinge doen, sonder om daaraan te dink. Eintlik was so onbewustelik om te gaan met ons woorde en mense seer te maak.
En dikwels daarom kry ons dit ook reg om mense op te beer en vir hulle weer nuwe moed te gee en ook te vertel van ons liefde vir hulle. Maar Here, U weet, dit is maar in die minderheid. Here, help ons ook in hierdie moment vandag te onthou dat U ons elkeen liefhet. Here, dat dit wat U seun ook in die kruis oorgekom het, as gevolg van mense woorde, as gevolg van mense dade, ook vergewe is. Help ons om nie hierdie moment net by ons te laat verbygaan nie. Begelei ons, Here, deur U Gees, om ook die sekere wete te hê, dat U ons elke dag sal dra. Here, ons dank U, dat U ons reeds vergewe het. Ons dank U, Here, dat U reeds ons sonde van ons af weggevat het. En dat ons in genade ook nader getrek is. Help ons, Here, om ook vandag teenoor ander te erken as ons gesondig het teenoor hulle, en ook teenoor U te erken. Mag die vergifnis van ons sonde ons vrymaak, sodat ons elkeen mag lewe. Mag die wêreld dit ook vandag hoor, Here. U lief is vir die wêreld, Here, dat U ons elkeen nader na U toe trek. Amen. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Mag hy ons nooit verlaat of in die steek laat nie. Mag hy ons die begeerte gee om sy wil in alles te doen en om al sy gebooie, bevele en bepalings wat hy vir ons voorouers gegee het, te gehoorsaam. Amen.